Hallo julle en baie welkom. Is julle reg vir 'n ongelooflike eksamenavontuur? Ons gaan vandag 'n draai maak in die land van die farao's om alles oor antieke Egipte te hersien. So, kom ons spring sommer dadelik weg. Reg, kennisontdekkers, sit daai avontuurhoede op. Ons gaan saam die geheime van die piramides en die farao's ontrafel. En ons gaan dit doen met 'n paar lekker toetsvrae. So, kom ons duik in. Goed, ons eerste afdeling is slimkoppe, wiskunde en sterre. Hier is vraag nommer 1. Watter baie bekende getal wat ons elke dag gebruik, het die Egiptiese getallestelsel glad nie gehad nie? Dink gou bietjie. Druk pause as jy moet. Reg, het jy dit? Die antwoord is die getal 0. Dis nogal verstommend, né? Hulle het nie 'n simbool vir niks of 0 gehad nie, en tog kon hulle daardie reuse piramides bou. Reg, hier kom vraag 2. Noem sommer 2 praktiese maniere waarop die Egiptenare wiskunde in hulle daaglikse lewe gebruik het. Druk gou pause as jy oomblik wil dink. Goed, kom ons kyk wat jy het. As jy dalk gedink het aan goed soos tyd meet, of om die Nylrivier se oorstromings te voorspel, of selfs om grond tussen boere te verdeel, dan is jy heeltemal reg. Enige 2 van daardie is perfek. Uitstekend gedoen. Vraag nommer 3. Wat is die naam van die heel belangrikste dokument wat al hulle wiskundige kennis bevat het? Weet jy dalk? Vat 'n oomblik, druk pause as jy moet. Dit is die Rhind-papyrus. Jy kan daaraan dink as hulle superbelangrike wiskunde handboek van daardie tyd. Nou, kom ons kyk bietjie op na die sterrehemel. Vraag 4. Hoe het die Egiptenare geglo was die son, die maan en die sterre? Wat was hulle vir die mense? Neem 'n sekonde om te dink. Reg, hulle het geglo dit was gode. Gode wat elke dag en elke nag oor hemelruim reis. Nogal interessant, né? Hier is vraag nommer 5. So daardie slim Egiptiese kalender met 365 dae, hoe presies was die struktuur daarvan? Hoe het dit gewerk? Druk gou pause en dink 'n bietjie aan die getalle. Dit was regtig slim aan mekaar gesit. Hulle het 12 maande gehad en elke maand het presies 30 dae gehad. Maar wag, dit maak nog nie 365 nie. Om die jaar vol te maak, het hulle te 5 ekstra feesdae heel aan die einde bygesit. Slim, né? Reg, hierdie een is 'n tweeledige vraag, so luister mooi. Vraag 6. Eerstens, volgens watter hemelliggame is die tempels en piramides gebou? En tweedens, watter 3 spesifieke sterre lyk die piramides van Giza soos? Vat jou tyd hiermee, druk gerus pause. Goed, kom ons kyk. Die antwoord op die eerste deel is, hulle is gebou om perfek in lyn te wees met die sterre en die kompasrigtings. En daai 3 groot Giza-piramides, wel, hulle lyk presies soos die 3 sterre in die bekende Orion se gordel. Dis net ongelooflik as jy daaraan dink. OK, tyd vir afdeling 2, dokters van die Nyl. Want ja, hulle was nie net slim met wiskunde nie, hulle was ook briljante dokters. Vraag 7. Hoe het die proses van mummifisering die Egiptenare gehelp om so gevorderde medisyne te raak? Dink 'n bietjie daaroor. Dis eintlik nogal logies. Deur hierdie hele proses het hulle die menslike liggaam ongelooflik goed leer ken, van binne en van buite. Vraag 8 is 'n lekker vinnige een. Watter higiëne gebruik het hulle baie waardeer? Vat 'n vinnige raaiskoot. Ja, om skoon te wees. Hulle het seker gemaak hul klere en hulle eetgerui was altyd skoon gehou. Hier is vraag 9. Noem 2 dinge wat dokters in antieke Egipte gebruik het om wonde of siektes te behandel. Druk pause en kyk of jy 2 kan onthou. Reg, wat het jy? Het jy dalk aan honing gedink? Dit werk mos teen kieme. Of dalk sout om wonde skoon te maak? Of selfs stoom vir iemand wat hoes? Wel, enige 2 van daardie is 'n perfekte antwoord. Mooi so. Ons is al by vraag 10. So wat het dokters gedink was die oorsaak van 'n siekte as hulle nie 'n regte fisiese rede kon kry nie? Vat 'n oomblik. Wel, hulle het geglo dit moes die werk van geeste of een of ander towerkrag wees. Vraag 11. En nou kan jy glo hulle het selfs operasies of chirurgie gedoen. Watter goed is deur die Egiptenare gebruik tydens hierdie operasies? Druk pause en dink 'n bietjie. Sjoe, hulle was ongelooflik gevorderd vir hulle tyd. Hulle het instrumente soos 'n tang, 'n saag en selfs naalde gebruik. En hulle het selfs 'n tipe narkose gehad om die pyn weg te vat. En die laaste vraag in hierdie afdeling, vraag 12. Wat het die Egiptenare met hulle mediese rekords gedoen? Dink gou. Wel, hulle het alles baie netjies op papierus neergeskryf. Hulle het aangeteken watter behandelings werk en, baie belangrik, watter nie werk nie. So kon ander dokters by hulle leer. Dis daarom slim, né? Reg, nou verseker die beroemdste farao van almal, die goue farao, Tutankhamun. Vraag 13 het weer 2 dele.
Wat beteken die naam Tutankhamen en hoe oud was hy min of meer toe hy farao geword het? Vat 'n oomblik. Goed, sy naam beteken lewende beeld van Amon. En hoe oud was hy? Kan jy glo? Hy was net 'n seentjie van so 8 of 9 jaar oud toe hy die koning van Egipte geword het. So jonk. Hier is vraag 14. Wie het Tutankhamen se graf in die jaar 1922 gevind en wat was so ongelooflik besonders daaraan? Druk gou pause. Die man wat dit ontdek het, was 'n argeoloog met die naam Howard Carter. En die spesiale deel? Wel, sy graf was byna heeltemal ongeskonde. Niemand het dit beroof nie. En dit was propvol skatte, met meer as 3.500 ongelooflike skatte. Vraag 15. Die binnekant van sy grafkamer was vol pragtige skilderye. Wat het hierdie skilderye gewys? Weet jy dalk? Die mure was heeltemal vol prente wat sy reis na die hiernamaals, oftewel die lewe na die dood gewys het. Jy kan amper daaraan dink soos 'n groot storieboek wat op die mure geverf is. Op na vraag 16. Tutankhamen se mummie was in 3 kiste, die een binne in die ander, soos daai Russiese poppe. Nou, watter materiaal was die laaste, die heel binneste een, van gemaak? Druk pause en dink aan iets baie kosbaar. Is jy reg? Dit was gemaak van soliede, swaar goud. Kan jy dit glo? Ongelooflik. Vraag 17. Noem 2 tipe skatte wat in Tutankhamen se graf gevind is. Daar was duisende. Druk pause en dink aan al daardie goue goed wat jy al gesien het. Reg, daar was so baie om van te kies. Het jy dalk sy goue troon genoem? Of al die juweliersware? Of wat van daardie wêreldberoemde goue masker? As jy enige 2 van daardie soort goed genoem het, is jy heeltemal reg. Al daardie wonderlike kennis kon nie net in Egipte bly nie. Dit bring ons by ons laaste afdeling, kennis wat die wêreld verander. So, ons vraag hier gaan oor hoe daai kennis versprei het. Die Egiptenare het 'n beroemde prentjieskryfstelsel gehad. Dit was hieroglife en dit was so belangrik want dit het gelei tot een van die eerste alfabette, een met 22 konsonante wat deur mense wat gereis en gehandel het versprei is. Vraag 19. Watter beroemde Griekse geleerdes het spesiaal na Egipte toe gereis net om daar te gaan leer? Het jy enige idee wie? Wel, dit was 2 van die bekendste name in wiskunde ooit, Pythagoras en Archimedes. Sien selfs hulle het geweet, Egipte was die plek waar jy die slimste dinge kon leer. Ons is amper aan die einde. Vraag 20. Noem 4 moderne kennisvelde. 4 dinge wat ons vandag nog gebruik, wat ons kan terugspoor tot by die antieke Egiptenare. Druk pause en dink aan alles wat ons nou net bespreek het. Goed, daar is so baie. As jy enige 4 van die volgende genoem het, is jy 100% reg. Die alfabet, ons kalender, sterrekunde, wiskunde en natuurlik medisyne. En hier is hy, die heel laaste vraag, nommer 21. Watter kennis van die Egiptenare is deur 'n ander antieke volk, die Galdeërs, gebruik? Druk pause vir die heel laaste keer. Reg, hulle het 2 baie groot en belangrike idees by die Egiptenare oorgeneem. Eerstens, daardie slim Egiptiese kalender en tweedens, hulle metodes om die son en die maan se bewegings te bestudeer. Wow, fantasties gedoen al julle ontdekkingsreisigers. Julle het sopas deur die 4 groot temas van antieke Egipte se ongelooflike kennis gereis. Ons het gekyk na wiskunde en sterre, medisyne en gesondheid. Ons het die storie van die goue farao Tutankhamen gehoor en ons het gesien hoe al daardie slim idees oor die hele wêreld versprei het. Julle het regtig uitstekend gedoen vandag. Ek hoop hierdie klein avontuur het julle gehelp om alles weer vars in julle geheue te kry vir die eksamen. Baie sterkte, julle gaan fantasties doen. Totsiens!